ons kyk na, this is how I fight my battles. As ons kyk, die res van die volk hardloop rond in verwarring, want agter is die Egiptenare, voor is die Rooi See. Moses bid. Moses bid. En hy sê vir die Here, wat nou? Kyk wat gaan die aan. Agter die Egiptenare, voor die Rooi See, wat nou? En die Here word kwaad vir Moses en hy sê, wat het jy in jou hand? Dis toe Moses die staf vat. Daai staf was 'n gewone staf. Dit was 'n gewone stuk stok, waarmee hulle geloop het. Maar toe die gees van God op die staf kom, toe die salwing op die staf kom, toe word dit 'n wapen. Die Egiptenare was gewapen tot die tand toe. Wanneer dit wat jy in jou hand het, die salwing van God oor dit kom, dan word dit powerful. Nie voordat nie. En die Here moes Moses daar leer, dit wat jy in jou hand het, is wat ek jou gegee het. Nou wat is tradisie? Tradisie is iets wat gewerk het. Dit was goed, dit was effektief, maar as jy klaar is met dit, moet jy dit weggooi, afstaan, verander. Dis iets wat in jou tyd gewerk het. Ek meen die koolstoof het vir ouma en oupa gewerk. Nou gebruik ons hom net vir hitte, nie vir kook nie. Dis goed wat vir 'n tydperk gewerk het. Is tradisie sleg? Nee, nie noodwendig nie. Ek gaan jou wys wanneer word tradisie sleg. Wanneer die salwing van tradisie afgevat word, dan word dit sleg. Kom ons kyk, die mooiste voorbeeld vir my is Samson. Kom ons kyk, Rigters 15, vers 14 tot 17. Onthou 1000 Filistyne, 1000, tot die tand toe gewapende man, storm op Samson af. Want die Israeliete het hom vasgebind, want hulle sê, jy maak net vir ons moeilikheid. Die Filistyne gee klaar vir ons al die dae van ons lewe. Nou gaan jy en jy beklei met hulle, jy steek hulle veld aan die brand, al daai dinge, nou kom hulle ons doodmaak. Ons wil jou oorhandig aan hulle, want jy gaan ons almal aan dood gaan. Hy sê, okay, bind my vas, maar beloof my, julle gaan my nie doodmaak. En ons sê nie, ons gaan jou nie doodmaak nie, ons gaan jou net oorhandig aan die Filistyne, want is niks minder is reg nie. Hy sê, nee, dis reg. 1000 Filistyne storm op hom af, 1000. Een man. Hy het geen wapen by hom nie, hulle is gewapen. En die Filistyne sê die Bybel, juig, want hulle weet, daar is nie 'n kans dat hy 1000 van hulle kan doodmaak nie. Toe is hulle regtig verkeerd, kom ons kyk. Vers 14. Toe hy tot by Jerigo kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom gevaardig geword. En die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand. En sy bande het versmel van sy hande af. En hy het 'n vars eselkakebeen gevind, sy hand uitgesteek, dit geneem en daarmee 1000 man verslaan. En Samson het gesê, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe, met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En nou ons kernvers. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Samson het geweet, hy kon ons nou hierdie kakebeen gaan verkoop het, want het 1000 man doodgeslaan. Samson het geweet, dat die anointing is nie in die kakebeen nie, maar op die kakebeen. Vir daai oomblik. Toe hom weggooi, is daar niks meer op daai kakebeen behalwe klomp bloed nie, want die kakebeen het klaar sy doel gedien. Hy was klaar anointed vir wat God daar wou doen. Want toe Samson se ma en pa vir die Here sê, kyk wat doen ons kind, hy gaan hier en hy's met 'n vreemde nasie teen mekaar, hy trou met een van die vrouens, het hulle nie geweet dat God het Samson juis opgerig
vir die Filistyne nie. Om teen hulle te veg, om hierdie goed te doen, wat God wil hê hy moet doen nie. God het op daai oomblik, was dit die doel, dat daar 'n vars eselkakebeen lê. Nou waar is die res van die esel? Samson vat hy eselkakebeen. Nou hoe groot kan die eselkakebeen wees? Hoe groot is 'n donkie? Dit is nie 'n ding wat 6 voet lank was nie. Toe die salwing van God op daai kakebeen kom en die gees van God oor Samson kom, toe kon hy 1000 man doodslaan. Toe die gees van God vaardig op Moses word en op daai staf kom, kon hy die Rooi See oopmaak. Tradisie is om iets te vat wat vir jou gewerk het en dan dit te probeer aangee vir die volgende generasie. Wat vir jou gewerk het, gaan nie noodwendig werk vir die volgende generasie nie. Dis die doel wat God met daai tipe ding het of persoon het of wat hy vir daai generasie hou. En tradisie is nie die woord van God nie, wat jy aangee van generasie tot generasie. Dis nie 'n tradisie nie, dis lewendig. Skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit is die woord wat vir ewig en ewig gaan staan. Dis nie tradisie nie. Tradisie is wat maak die ondervindinge wat God persoonlik self met jou gehad het, te probeer om iemand anders te af te druk. Ja, maar weet julle wat? Jy moet dit so doen. Dis nie in die resep wat dit lê nie, dis in die salwing wat dit lê. Nie die manier waarop jy dit doen nie. Julle ken die storieetjie van my ouma braai die bout so, en sy sit 'n wortel in 'n knoffel in, wat hy nie kan krimp nie. Nou kom doen jy dit wat my ouma het so gedoen. Dis tradisie. Dit gaan nie noodwendig vir die volgende generation werk nie. Dis nie God dit wil doen nie. Die salwing moet daar wees. Die Here het voortdurend die Sadduseërs, die Fariseërs en skrifgeleerdes aangevat. Jesus was voortdurend in konflik met hulle oor hulle tradisies. En een so insident vra hulle vir die Here, hoekom was jou disippels nie hulle hande voor hulle eet nie? Hoekom was die disippels nie hulle hande voor hulle eet nie? Matteus 23 vers 25 tot 26. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon en die skottel, sodat ook die buitekant skoon kan wees. Dink julle Jesus het iets gehad teen hande was? Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Jesus het iets gehad daarteen, dat hulle van buitekant lyk soos kinders van die Here, maar van binnekant af is hulle vals. Want verder praat die Here en hy sê, julle steel die weduwee se grond, julle staan op die hoeke en wil gesien word, julle gaan troues toe en sit in die voorste gestoeltes, julle betaal julle tiende, maar intussen leef julle nie wie julle sê julle is nie. Wie het hom gekruisig? Hulle. Nie die heidene nie, hulle. En wee jou, as jy op 'n Sondag siek geword het. Op 'n Sabbat. Hoeveel keer het hulle Jesus aangevat, omdat hy mense op die Sabbat genees het? So jy kan van Maandag tot Saterdag siek word, Sondag is uit. Dis wat hulle gedoen het weens tradisie. Jesus het hulle bestraf, nie oor die tradisie, nie oor die redes wat hulle dit doen, want dit was vir eie gewin, dit was om hulle self te verheerlik, dit was om gesien te word. Ek is die pastoor, hoor. Ek verstaan tot hierdie dag van vandag toe nie, hoekom 'n pastoor 7 leiwagte moet hê. Ek verstaan dit nie. Hoekom moet hulle opgepas word?
moet hulle leiwagte hê? Is die gees van God nie by jou nie? Is die engele nie by jou nie? Verstaan dit nie. Hulle het op prontheid gevra, prontheid. Matteus 15 vers 1 tot 20. Prontheid vra hulle. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê: "Waarom oortree u disippels die oorlewering?" Met ander woorde, die tradisie van die ou mense, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle: "Waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle tradisie? Want God het bevel gegee en gesê: eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan sy vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kon geniet, is 'n offergawe." Kyk hoe verdraai hulle die woord van God. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Die fariseërs, die sadiseërs, die skrifgeleerdes, wat is die gebod van die Here? Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. Nou sê hulle, as hulle vir 'n vader of 'n moeder gesorg het, hoef hulle nie te eer nie. Want dit is 'n gawe, 'n offergawe. Hulle verdraai die hele woord. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering beteken tradisie. Julle maak dit kragteloos. Julle leer die mense gekeerd. Julle is blindes wat blindes wil lei. Dis wat die Here gesê het. Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe gesê: "Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is, wat tradisies van mense is." Julle weet dat die duiwel ook preek, né? Dat hy ook leringe het. En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê: "Luister en verstaan." Dis waar 'n groot probleem lê. Mense luister wat jy sê, maar hulle verstaan nie. Hoeveel keer in huwelike luister ons na mekaar, maar ons verstaan nie wat die ander probeer sê nie. Dan sal die man of vrou sê: "Hoor net wat ek sê. Hoor net wat ek sê." Hy het jou gehoor, maar hy verstaan nie wat jy sê nie. Sy het jou gehoor, maar sy verstaan nie wat jy sê nie. Jesus het voortdurend gesê: luister en verstaan. Na wat die mond ingaan, maak die mens nie onrein nie. Maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daar kom sy disippels nader en sê vir hom: "Weet u dat die fariseërs toe hulle hierdie woorde hoor aanstoot geneem het?" As dat tradisie is, 'n maat, en jy probeer van 'n reghelp. Wat is hy goed kookstertjies? Bou dit in die lig en hulle wip vir hulle behoorlik. Hoe durf jy die tradisie nou aanvat? Dis 'n tradisie. Maar hy antwoord en sê: "Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word." Laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. As kop siek is die lyf siek. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die skoot val. En Petrus antwoord en sê vir hom: "Verklaar vir ons hierdie gelykenis. Wat bedoel u hiermee?" Maar Jesus sê: "Is julle dan nog sonder verstand? Liewe Jesus het groot geword, hy's nou 'n man. En hy sê: "Is julle nog sonder verstand?" Dis hoekom hy sê: "Luister en verstaan wat ek vir julle sê." Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en dan uitgewerk word? Maar die dinge wat in die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Wat maak die mens onrein? Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, vals getuies, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met die ongewaste hande te eet, dit maak 'n mens nie onrein. Daarby bedoel Jesus nie, eet maar want jy moet jou vuil hande nie.
Hy bedoel, dit gaan in jou maag ingaan en gaan weer uitkom. Maar woorde wat uit jou hart uitkom, maak mense stikken, laat mense selfmoord pleeg, laat mense 'n swak selfbeeld kry, laat mense voel hulle is niks werd nie, veroordeel mense. Al die goed wat uit die hart uitkom, waarvan die hart vol is, kom by die mond uit. Nie op ander plekke nie, by jou mond. Jesus noem hulle blinde leiers. Blinde leiers. Nou laat een blinde aan een se hand vat, dan kyk hoe ver loop hulle. Hulle kan nie, want hulle gaan val. Dis kom ek vir julle sê, dit is so belangrik om te weet dat jy weet, die Gees van God is met jou leier. En Matteus 15 vers 9 sê, maar te vergeefs eer hulle my, deur leerlinge te leer wat die gebooie van mense is. Petrus vra vir hom hierdie vraag. Dit is eintlik 'n eenvoudige vraag wat hy daar vra, want die Here het mos nou mooi gesê, hulle is blinde leiers. Hulle leer julle verkeerde goed. Hulle leer julle om mensgemaakte reëls. Kam jou hare, was jou gesig, borsel jou tande, dis alles nice goed om te doen en jy moet dit doen. Maar dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Dink jy hierdie man wat nie kan seep kry nie, wat homeless is, wat geen ander uitweg het, dink jy dat hy miskien dalk nie God beter dien as ek en jy nie? Hoe weet ek en jy? Bybelse voorbeeld van Lazarus. Honde lek sy sene, daar's geen so hoube wat ek in Suid-Afrika gesien het nie. Hy gaan hemel toe. Die Bybel sê nie vir ons hoekom hy daar gesit het nie. Die Bybel sê nie vir ons hoekom God hom daar geplaas het nie. Maar God het na hom verwys. En hom by naam genoem. Hy het nie die ryk man 'n naam gegee nie. Die Bybel sê 'n ryk man. Hy sê nie wie hy was nie. Maar hy sê wie Lazarus was. En dit beteken nie ryk mense gaan hel toe nie. Asseblief. For the love of money is the root of all evil. Nie money nie, the love of money. Met ander woorde, as jy soos die ryk man was wat daar gelê het in sy silo, hy sê, hy gaan nog silos moet bou, want waar gaan hy nou al hierdie koring en goed sit wat hy het? En die Gees van God sê, om jou dwaas, jy sal nie. Môreoggend is jy dood. It's the love of money, not money. Dis baie maklik om te sê, ag nee wat, geld het geen beheer oor my nie. Ok? As die Here vir jou 100.000 rand gee, gaan jy vir God sy deel teruggee? Dis maklik om dit 10 rand uit te gee. Dis net 'n rand. En ons kan so maklik vingers wys na ander mense. Ons weet mos presies hoe om goed te doen, as dit iemand anders se sin is. Maar Jesus sê, dat mense sy woord kragteloos maak deur tradisie. Matteus 15 vers 6. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewing, tradisie. Die 10 gebooies in die Ou Testament, is in die Nuwe Testament ook. Jy mag nog steeds nie doodslaan nie, jy mag nog steeds nie steel nie, jy moet nog steeds jou vader en jou moeder eer. Jy mag nog steeds nie jou naaste se goed begeer nie. Pastoor, ek mag nie begeer nie, nee, jy praat nonsens. Psalm 37 sê, begeer. Jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Met ander woorde, ek gaan nou nie maar Reina se ring wil hê nie. En dan was sy haar hande en los dit op die wasbak en dan steel ek hom nie. Dis wat gebeur. Jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Maak my bekend die begeertes van jou hart, sê die Here. Dis 'n verskil in daai tipe van goeders. God gaan goed gebruik in een generasie, wat hy nie in die ander generasie gaan gebruik nie. Ons slag nie meer diere nie, en offer hulle nie.
In die Ou Testament moes dit so gedoen het, die salwing het gelê op die priesters, want God het gesê, dis my welriekende geur as hierdie rook in my neus opgaan. Maar ons doen dit nie meer nie, want Jesus Christus is nou ons perfekte offer. Die salwing is op Jesus, en die salwing is op ons. En dankie God dat hierdie salwing gaan nooit van ons al weggevat word. Nooit nie. Jy hoef nie te bekommer dat die salwing van jou sal weggaan nie, want ons het 'n advokaat wat vir ons intree. Jy het net 'n advokaat nodig in 'n hofsaak. Jy het hom nie andersins nodig nie. Daniël 7 vers 10. And then the court said, daar is 'n hemelse hof. Krisisse kom om wat te doen? Tradisie te breek. Krisis kom spesifiek om tradisies te breek. En Jesus het dit vir hulle die harde wy geleer. Kom ons kyk. Lukas 14 vers 1 tot 6. Hier gebruik Jesus een van die 1000 plekke 'n krisis om tradisie te breek. En toe hy in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs gegaan het, om brood te eet op die Sabbat. Onthou, nou eet hulle brood op die Sabbat, né? Het hulle hom in die oog gehou. Kyk hulle evil intensies. Hulle hou die Here Jesus die hele tyd dop om te kyk wat doen hy verkeerd. Hoe verkeerd het Jesus nie in die woord gesê nie, wat hulle hom 'n vraag gevra het. Ons het hierdie vrou in die act gevang. Ons moet haar doodstenig. Want hulle wou Jesus toets. Wat gaan hy nou sê? Toe sê hy, wie die sonde het nie, werp dan die eerste klip. Toe kon hulle nie, nadat hy afgebuk het en in die grond geskryf het, wat hulle almal kon verstaan het wat staan daar. Want hy het dan vir hulle gesê, die eerste klip kan werk nie. So hy moes iets anders in die grond geskryf het, wat hulle almal mooi verstaan het. En toe wat doen hy? Toe sê vrou, gaan en sondig nie meer nie. Sinema, ek veroordeel jou ook nie, but sin nou more. Want hulle wou Jesus uitvang. Elke keer wat hulle hom iets gevra het, wou hulle hom uitvang, dan sê die Bybel, and he perceived in his heart hoe evil hulle is. Het hulle hom in die oog gehou, en daar was voor hom 'n man wat water gehad het, siek was. En Jesus het gespreek en aan die wetsgeleerdes, wat 'n wet? Die wette van God. En Fariseërs gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? Dis ek moet vir jou sê, kan maandag tot Saterdag siek word, Sondag is uit. Maar hulle het stil gebly. Toe neem hy hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En as hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in die put val, wat dit nie nou dadelik sal uittrek nie, en hulle kon hom nie daarop antwoord nie. Jesus het nooit 'n gestrydery met hulle aan die gang gesit nie. Wat hy sê in sy eie woord, raak nie in dwaase strydvrae betrokke nie. Raak nie in dwaase strydvrae betrokke nie. Jy moet nie Jesus verdedig nie. Jy moet hom verteenwoordig. Jy moet hom nie verdedig nie, verteenwoordig hom. Jy moet nie oortuig nie, jy moet getuig. Dis die werk van die Gees van God, om te oortuig. En het julle al gesien, as jy glo 'n ding is reg, né? Jy sal ver tot die spookspad. Net om jou punt te verduidelik. En jy glo, dis die ergste van alles. Jy glo in jou hart, jy is die een wat 100% reg is. En dan word jy groot. Dan kom jy agter, o my Vader, dit wat ek gesê het. Ek was stupid. Dit is nie soos wat ek gedink het nie. Maar jy sal beklei op daai stadium. Dis wat tradisie doen. In Kolossense 2, vanaf vers 17, julle kan dit maar self gaan lees, 14 tot 20. Sê Paulus, hoekom
beklei julle oor die feeste? Hoekom beklei julle oor hierdie goed? Hoekom beklei julle oor die Sabbat? Ja, maar Sabbat is Saterdag. Sabbat is Maandag. Sabbat is Woensdag. Ek het nuus vir jou, Sabbat is elke dag. Gaan lees wat skryf Paulus. En die mense pleit. Sabbat is elke dag. Of jy Saterdag of jy Sondag by mekaar kom, dit is 'n gathering and a fellowship of the saints. Jy is die kerk. Dit is die byeenkomste van die kerk, om God se naam groot te maak. As jy net Sondag kerk toe kom, wat doen jy dan? Wat doen jy die res van die week? Ek werk. Ja, maar God gaan nog steeds saam met jou werk toe. Die Heilige Gees gaan saam met jou werk toe. Jy is die kerk. Hoe gaan die disippels, gaan dan heen, maak disippels. Wat 'n disipel wil jy in die kerk maak? Ons het in hierdie tradisies vasgeval, wat vir God nie aanneemlik is nie. En dan beklei ons nog daaroor en stry daaroor. Jesus het nie gesterf vir tradisie nie. Hy het nie. Hy het gesterf vir verhouding. Nie vir tradisie nie, vir verhouding. Want uit verhouding uit word liefde sterker en sterker en sterker. As jy die eerste keer iemand date, dan is dit net stars in the eyes. Nie waar nie. Jy weet nie eers dat hy ook die tandepasta se uitdruk in die buisie omkrol nie. Jesus nee, hierdie is nou net die ou wat jy weet. Dis jou soulmate. Nie waar nie. Dan kom jy agter, hy hoes ook. Hy doen al daai ander dinge. Maar jy word vir hom lief. En hoe meer verhouding jy het, hoe liewer word jy vir die persoon, né? Dan begin ons die gees, die vrug van die gees toepas. Jy vergewe, jy verskoon, jy help, jy ondersteun. Uit verhouding uit word liefde sterk, word 'n sterk band. Ons begin eers in tradisie en dan gaan ons oor na verhouding toe. Die dag as jou hart vir die Here gee, begin jy eers leer wie hy is. Jy ken hom nog glad nie. Jy weet wie hy is, maar jy ken hom nog nie. Hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer ken jy hom. Hoe meer wil jy vir hom goed doen, wat hom please, nie meer wat jou please. Aan die begin is ons babietjies, ons wil net hê. En dan word ons groot, dan wil ons net gee. Soos wat hy gedoen het. Ons leer al hierdie wonderlike goed uit verhouding uit. Uit verhouding uit weet ek en jy, dat as God so gesê het, is dit so. Daai klein kindjie wat skool toe gaan, bou verhouding met juffrou. En jy kan stry na die besiespewe. As hulle verkeerd gehoor het en gehoor juffrou sê 1 en 1 is 3, kan jy maar stry, juffrou het so gesê. En jy kan hulle maar probeer weghelp, hulle gaan jou nie glo nie, want juffrou het so gesê. Al het hulle verkeerd gehoor. En uit verhouding uit word hulle lief vir hulle juffrou. En of jy kan bak of nie kan bak nie, juffrou moet môre 'n cupcake kry want sy verjaar. Dis wat liefde doen. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Dat ek en jy met hom verhouding kan hê en hom kan lief kry soos wat hy ons lief het. Nie vir tradisie nie. Dit het hom gewilg. Miskien is daar tradisies waaraan ek en jy vasklou. Johan, kyk of jy vir my, he could have called 10,000 angels, 10,000 angels, of jy hom kan kry. He could have called 10,000 angels. Ons het hom al in die kerk gespeel. Dit was nie tradisie wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Rudy, wil jy nie gaan kyk op my foon in die kantoor of jy hom gou kan kry op YouTube? Dit was nie tradisie wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit was liefde
en verhouding met sy pa. Want hy het gesê, alles wat my Vader doen, doen ek net so. En ek doen niks wat ek nie my Vader sien en hoor doen. Tradisie het hom nie daar gehou nie. Liefde. Die spykers het hom nie daar gehou nie. Liefde het. Ons moet in ons harte kyk, het ons nie nog 'n bietjie tradisie oor nie. Het ons nie tradisies waar ons vasklou, waarmee God nie tevrede is nie. Soms in hierdie moderne tyd en in ons verhouding met God klou ons ook steeds aan tradisies vas. Die gevaar is, om aan hierdie tradisies vas te hou, is dat die anointing, daai ding waaraan jy vasklou, lankal kon verlaat het. Of die persoon waaraan jy vashou. Daai persoon kan lankal opgehou het om God te dien. Al was hy die profeet der profete, hy kon om een of ander rede weggedraai het van God af. So Saul het nie geweet dat die anointing het hom gelos nie. Daarom is verhouding vir die Here so verskriklik belangrik. Want alles, die dag toe jy jou hart vir die Here gee, begin jy in 'n verhouding met hom. Nie in 'n tradisie nie. My oupa is gedoop, my ouma grootjie is gedoop, ek gaan ook nou maar doop. As jy nie weet waaroor dit gaan nie, is dit nutteloos, daar's geen anointing daarop nie. Want jy weet nie waaroor gaan dit nie. Net om 'n sertifikaat te kry, die sertifikaat beteken niks. Toe Filippus langs die wa van die Enog loop, en die Gees hom daar plaas, toe sê die Enog vir hom, nou wat verhinder my om gedoop te word? Daar's baie water. Baie water. Nie sprinkel my naam nie, baie water. Doop beteken baptisto, onderdompel. Jesus het klein kindertjies ingeseën, nie gedoop nie. Jy kan my lewe vat, nie my kar nie, kom wys dit vir my hier. Waar's babas gedoop? Tradisie, ons hou vas. Nou gaan jy nou stry met jou ma en pa wat sê, nee, ons doen dit nog al die jare so, ons gaan vir Boetie doop. Nou doop vir Boetie, en dan bring jy vir Boetie, laat ons vir Boetie inseën. Dan beklei niemand die altyd partye is gelukkig. Hoekom wil jy in dwaase stryd vra? Betrokke. Want dit steel die anointing by jou. Hoekom sê die Here, jou hart moet jy bewaar meer as enigiets anders, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jy kan lewe en net asemhaal en elke dag aangaan en hoop jy haal die wenpaal, of jy kan nou lewe in oorvloed. As 'n mens hoor oorvloed, geld. Geld is die laaste van die oorvloed. Die Gees is oorvloed. Daai wat jy gelukkig is, maak nie saak of jy in 'n tent bly nie, jy's happy, want daar's vrede, vreugde, verhouding, teenwoordigheid by jou. Dis waaroor dit gaan. Wanneer jy by daai plek kom dat jy kan bid vir die wat jou seer maak. Want jy kan bid vir die wat jou soveel skade aangedoen het. Wanneer jy hulle voor die voete van die Here kan lê, dan weet jy, nou het jy anointing. It is the anointing that breaks the yokes. Nie jy nie, ek en jy is nie sterk genoeg daarvoor nie. Dis die salwing van God wat oor jou kom om mense te kan vergewe. Want uit ons eie harte uit sukkel ons, nie waar nie. Ons sukkel. Ons sukkel om by daai plek te kom wat ons kan sê, Heilige Gees, daar's 'n verskriklike mooi worship song, maar julle weet ek in tegnologie, né? Die Vader help my. Saturate me in your anointing. Saturate me. Here, deurdring my, deurtrek my met jou salwing. En as die Here daai tipe salwing oor jou bring, dan kan jy sê soos koning Dawid,
met my God spring ek oor 'n muur. Dan kan jy hierdie goed sê. Voor dit sukkel ons. Want môre is jy weer terug in die ratreis. Môre is jy weer by die werk met al sy dinge en al die goeders en die baas is onregverdig en Jessie, die laaste wat 'n promotion kry dit. En al daai tipe van dinge. Daai vrede sal jou nooit verlaat as jy vir die Heilige Gees vra. Here, salf my werk, seën my werk. Geef my 'n special anointing vir hierdie werk. Geef vir my 'n vars salwing, nie 'n nuwe een nie. Salwing is salwing. Geef vir my 'n vars salwing om weer opgewonde te raak oor die dinge wat dormant lê in my lewe. Die dinge wat ek al afgesterf het en gesê het, weet jy wat, ek dink nie meer die Here wil hierdie ding doen nie. Maar as jy vind daar's tradisie. Tradisie is die ding wat die meeste keer vir verandering. Tradisie soek nie verandering nie. Ek gaan nou nie kerke se name noem. Maar baie keer sit daar ouer mense in die kerk. En sodra daar nuwe worship songs inkom, dan wil hulle liewer uit die kerk uitgaan. Want hulle sit nie hierdie goed nie. Die Gees bly presies dieselfde. Ons kan nie aan tradisie in boksie sit omdat dit vir ons gewerk het nie. Nou wil ons daai boksie vir lewe en dood vashou. Terwyl ons nie die Gees van God kans gee om te sien dat ons verander en verander en verander nie. As tradisie gebreek word, moet daar verandering plaasvind. Dit is wat die Here Jesus kom doen het. Hy het vir hulle kom wys, op Sondag sal ek hierdie man met die verdorde hand genees. Ek sal daai een genees, daai een. Genesing is vrylik, want ek het die prys betaal daarvoor. Psalm 107 vers 20. He sent his son to heal your disease. En hulle wou dit nie gehad het nie, want ek meen, hulle moet gaan bid. Hulle was so in tradisie, dat hulle blind was vir die Gees van God en vir die Seun van God, wat tussen hulle loop. Hulle was so behept met hulle eie ek, dat hulle gesê het, ons moet hom doodmaak, want die skare begin om te volg. Ons moet net van hierdie man ontslae raak, want weet julle wat, hy steel ons eer. Want as hulle aangestap gekom het, het die disippels en die mense as hulle disippels pad gemaak dat hulle kan deurstap. Hier kom die hoëpriester, Caiaphas. Ons moet plek maak vir hom, staan op sy. Weet julle waar dat het my dink? Hollywood en hulle rooi tapijt. Waar die mense staan en heel en gil, dat jy die half naakte goed daardeur kan loop. Lady Gaga vol vleis geplak. Hoe vertraag kan jy wees? Sy het 'n vleisrok aan. Regte vleis. Liewe hemel, hoe stupid moet jy wees? Sy stink, man. Dis bly vleis. En die mense jul en gil. En Elvis sing in die helfte van hulle paas uit. Hulle word hysteries, Elvis sing. Almal kan spring soos Elvis as jy jonk is. Kyk wat doen ons? Ons vereer mense. Maar hier stap die Seun van God tussen hulle. Hulle weet nie, dis hy nie. Here help ons. Ons en ons tradisies. En ek is eers een wat gevra het, Here, as daar tradisie in my is, bring dit vir my dat ek dit kan sien. Dat ek dit wat U wil uit my lewe uit kan kry. Kom ons sluit ons maar. Vader, in Jesus Christus naam kom ons vandag. Here, vergewe ons waar ons dalk aan tradisie vasgeklou het. Wat vir U onaanvaarbaar is. Leer ons om toe te laat dat die salwing van God oor ons kan kom. Ons loof en prys en eer U daarvoor in Jesus se heilige naam. Dankie, dankie, dankie
dat ons smag na verhouding, nie na tradisie nie, sodat ons U naam groot kan maak en die salwing deur ons sal vloei, dat ons vir U kan werk, Here, dat ons kan gebruik word deur U tot verheerliking van U naam, in Jesus naam. Amen. Kyk hoe goed ken jy jou kind, jou man, jou vrou. Jy kan in hulle oë kyk en jy gaan weet, hoe gaan dit met hulle? Dis so hy wil hê ons hom moet leer ken. Dis is hy wil hê, ons moet weet. As ek vandag vir jou moet vra, wat is jou man se gunsteling snack? Dan gaan jy vir my kan sê. As ek vir jou vra wat jou vrou se gunsteling snack, sal jy vir my kan sê. Jou kind sinne. Wat is Jesus se gunsteling ding wat hy wil hê jy moet vir hom doen? Vra ons hom? Weet ons? Weet ons wat maak hom bedroef? Wat bedroef die Heilige Gees? Wat keer dat die salwing ten volle oor ons kom? Tradisie. Jy gaan nie vir mense kuier waar jy nie welkom is nie. Hy ook nie. En hierdie is vir my die mooiste ding en ek beloof julle, ek gaan laat Johan hom download. Ons gaan hom net speel terwyl julle uitstap. He could have called for angels. But he said yes, long before the cross. Het hy vir die Vader gesê, stuur my. Nie vir tradisie nie, vir verhouding. Net vir verhouding. Daar's dalk verhoudings in jou lewe wat nie is wat dit moet wees nie, waar God dit wil hê nie. Maak dit reg. Wees die minste. Maar wanneer mens verhoudings regmaak, wag jy nie vir 'n reply nie. As iemand 15 jaar vir jou kwaad is, wag jy nie vir 'n reply nie. Hulle gaan nie vir jou mooi goed sê nie. En jy begin op die regte manier, vergewe my. Want dan wys jy, dat jy die een is wat doen wat die Gees van God wil hê. Vergewe my. Laat die Gees dan verder werk. Kyk wat sê Jesus aan daai kruis. Die wat hom kruis toe gevat het. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons moet die lig laat skyn. Nie uitdemp nie, laat skyn. So laat ons dit doen hierdie week. Daar waar verhoudings nie lekker is nie, maak dit reg. Maak dit reg. As daai persoon nie wil nie, dan vat God die vurige kole van jou kop af en sit dit op hulle sinne. Doen jy net wat jy moet doen. Gaan geniet julle dag. Moet asseblief nie sê, is môre maandag nie. Want dan gaan die hele week so lyk. Sê liewer, jippie, dis maandag. Hulle sê, ek worry nie oor maandag nie, ek gaan nie skool toe nie. Gaan geniet julle dag, hoor.